my so 2 minuutjies af te sit asseblief. Sy. Wonderlik. Baie welkom by ons, baie dankie dat julle hier is vanmôre. Ja, ek is so dankbaar en so opgewonde oor vanmôre weer eens hier is 'n voorreg om net weer die woord kan bedien. En ons is besig met ons tog van die opstanding tot by hemelvaart. En ek lees 'n gedeelte daar in Lukas 24. Vanaf vers 13 af lees ons 'n verhaal. En ek lees die verhaal van 2 disippels. Hulle is op pad na hulle tuisdorpie toe met die naam van Elmas. Hierdie 2 disippels se naam is Kleopas en sy vrou se naam is Maria, wat op die 3de dag besluit het, hulle gaan terug. En hierdie 2 disippels wat op pad is na Elmas toe, is nie op pad na die wonderwerk toe, maar is op pad weg van Jerusalem. Hulle is weg, is op pad weg van die plek van die belofte. Hulle is op pad weg van die plek van openbaring en hulle is op pad weg van die plek waar God beweeg. Lees dan Lukas 24 vers 13. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na die dorpie wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Elmas. Jy sien, hulle is nie net fisies op pad nie. Hulle is emosioneel ook besig om weg te beweeg. Nou hierdie is nie net 'n storie nie. As ek hierdie verhaal lees in die woord, dan sien ek dat dit tot vandag toe nog steeds van toepassing is, want hoeveel van ons beweeg weg, beweeg terug. Lukas 24 vers 21 sê, en ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag, met dit alles, die 3de dag van hulle plaasgevind het. En hier is die probleem. Hoor wat sê hy? Hy sê, die Bybel sê, en ons het gehoop. Ons het gehoop. Hoeveel van ons het gehoop? Het gebeur. Hoeveel ons het gehoop? Met jou gebede van gister, week terug, 2 weke terug, 3 weke terug, maand terug, het al gebeur. Hoeveel het ons gehoop? En ons noem hierdie 'n woordjie, en dis die woordjie teleurstelling. En ek weet, as ek hier moet vra, was jy albei in jou lewe teleurgestel? Gaan jy vir my sê, pastoor, jy kan my niks vertel van teleurstelling. Ek dink dit is iets waar ons almal al deur gegaan het. Jy sien, hier kom hulle is op pad terug Elmas toe. Hulle sê, ons het gehoop. Jesus is dood. Hulle gedagtes is Jesus dood. Hulle droom is verby. Die verwagting wat hulle gehad het, is nie daar nie. Dis gebreek. En ons as mens, vandag, voel dit nog so. Dit gedag kom tyd in jou lewe, wat jy ook so voel. Dat jy ook sê, my hoop is weg. Ek het gehoop. Hoeveel van ons sê, ek het geglo. Hoeveel van ons sê, ek het verwag. Maar niks het gebeur nie. My gebede is nie beantwoord nie. Dinge werk nie altyd uit nie. My kom. Weet wat? As teleurstelling plaasvind en die pyn kom, is dit nog soveel erger. As daar pyn agter hierdie teleurstelling is. Spreuke 13 vers 12 sê, 'n uitgestelde hoop maak die hart seer. 'n Uitgestelde
boom maak jy hartseer. Maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom. En nou loop hierdie twee disippels weg van die plek wat God reeds beplan het. Wat God reeds gesê het gaan gebeur. Hoor hier vanmôre. As jy kan naby Jesus wees, maar nog steeds om nie herken. Lukas 24 vers 15 sê terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle is weerhou, so hulle hom nie herken nie. As ek vanmôre 'n bietjie stil staan by hoe teleurstelling, hoe teleurstelling jou oë toemaak, hoe Jesus langs jou loop sonder dat jy dit besef, en hoe die woord jou oop maak en hoe jou hart weer aan die brand kom. Soos ek hulle gesê, hierdie is nie net 'n storie nie, maar baie van ons leef so. Teleurstelling maak jou oop toe. Hier lees ons, maar hulle oor vers 16, maar hulle oor is weerhou, sodat hulle nie kon sien. Die woordjie verhou daar, is die woordjie verlede, wat hulle weerhou. Hulle verlede weerhou hulle om Jesus nie raak te sien. Hier is Jesus langs hulle, hy is besig, hy loop saam met hulle. Maar hulle sien hom nie. Hulle herken hom nie. Dit was nie omdat Jesus nie daar was nie, maar dit was omdat hulle oud was. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, naamlik die ongelowiges, en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie, van die heiligheid van Christus, wat die beeld van God is, wat hulle nie sou skyn. Teleurstelling doen dit. Teleurstelling kom en verander my nou perspektief. Dit kom verander hoe jy dit sien, dit kom steel jou geloof. En dit maak jou blind vir die werk van God. Want ons weet al soveel kere, en ek dink jy het al hierdie regtig al soveel keer met jouself uitgeredeneer. Gesê ek bid, maar sien ons. Jy glo, maar jy voel ons. Jy wag, maar jy raak moeg. Nie omdat God nie meer werk nie, maar omdat jou oë moeg word. Want ons kyk nie meer. Ons is moeg gekyk. Want die oomblik wat ek kyk, wat gebeur? Sien ek niks. Want ek het gevra, en jou kyk ek, en jou gebeur niks. Nou, tot eerste. Psalm 73 vers 22 is 'n psalm van Asaf. As jy toe was ek dom, en het niks geweet nie. Ek was 'n dier by U. Nogtans is ek altyd hier by U. U het my regterhand gevat. Sien, hoeveel keer herken ons Jesus langs ons. Hier kom hierdie twee disippels in 'n stad, en hulle sien hoeveel keer jy gestaan. Maar ek kan vir jou vanmôre sê, Jesus is daar. Al voel jy of jy alleen staan. Jesus loop saam met jou. Selfs in jou verwarring loop Jesus saam met jou. Die B-gedeeltjie van vers 15, Lukas 24 sê, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Hulle is verkeerd, hulle verstaan nie, hulle is op pad weg, maar Jesus loop saam. Wat vir my so amazing van hierdie verhaal is Jesus het uit die graf uit opgestaan. Hy sê, die disippels gesê, hy kry hulle op 'n sekere plek. Hy los hulle, en hy loop agter hierdie twee aan, wat besig is om weg te loop, terug in die verlede. Hulle loop weg. Jesus los alles. Hy loop saam.
40 vers 2 sê, as jy deur water gaan, is ek met jou, en deur die rivier, hulle sal jou nie oorstroom nie, as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Hierdie is 'n belofte wat God gee, as jy by Jesus is. Ons kan nie verwag as jy weg van Jesus is, om nie hier te goed te kom. Hier is belofte wat God wel gee, maar dit is vir jou wat by hom is, wat hom herken, wat hom sien. God gaan jou beskerm, absoluut, want hy het 'n plan met jou. Jesus sê nie, kom terug, en dan sal ek nie jou toe kom nie. Nee, hy sê, ek stap saam met jou, selfs waar jy nou is. Miskien is jy op hierdie oomblik op 'n slegte plek. Miskien is jy op pad terug in die verlede. Miskien is jy op pad na jou was toe. Jesus sê, hy stap saam. Miskien voel jy is te ver weg. Of jy het verkeerd geloop. Hoe nou? Miskien voel jy dat jy die kans gemis het. Dat jy dit weer kan terugkry. Maar Jesus sê, hy is nog nie klaar met jou. Dit sal eers klaar wees, wanneer hy sê is klaar. Maar nou geef jy hom die kans. Psalm 23 vers 4 sê, ons ken so goed, al gaan ek dit dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. En hier is die belofte wat sê, jy is nie alleen nie. Selfs in die donker oomblik is jy nie alleen nie. Jesus open die woord en openbaring ondertitel deur die woord. Lukas 24 vers 27 sê, en hy begin met Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Jy sien hier loop Kleopas en Maria saam met hierdie vreemde man wat by hulle aangesluit het en hulle het kom plein gaan lees asseblief van vers 30 af Lukas 24, gaan lees die verhaal van Kleopas en hulle loop en hulle mou by Jesus, hulle sê, maar hierdie man sê op die 3de dag, ek ons gedog, hy gaan een wees wat ons gaan verlos, ons gedog, hy gaan een wees, hy gaan opstaan, soos hy gesê het, maar het is vandag op die 3de dag. En hier kom Jesus, en wat doen Jesus? Hy gebruik die woord, om hulle te herinner, en sê, dit is wat gesê is. Het die profete nie al reeds geprofeteer dat hierdie gaan gebeur nie. Het jy nie gelees? Het jy nie gehoor wat ek gesê in hierdie 3 jaar wat jy saam met my geloop het tot op hierdie dag nie? Jesus kom en herinner hulle aan die woord. Jesus doen nie eens 'n wonderwerk nie. Hy begin met die woord. Ons ken almal die vers in Johannes 1 vers 1. Jesus is die woord. En hy kom en hy begin met die woord, hy maak die woord oop en hy deel met hulle die woord. Die openbaring kom deur die woord. Nie deur iets anders nie, kom deur die woord en nie deur gevoel. Hoeveel keer gebeur dit dat ek en jy deur gevoel en emosies besluite neem in ons lewens? As gevolg van emosies, as gevolg van gevoel, besluit Kleopas en Maria, want dit is nou kwaad, want dit het nog nie gebeur nie, die 3de dag het aangebreek en dit nog nie gebeur nie. En as gevolg van kwaadheid en teleurstelling besluit hulle om terug te gaan. Waar vandaan? Om terug te gaan na die verlede toe. Jesus sê vir hulle, daar in vers
25, Lukas 24 vers 25, en hy sê vir hulle, o onverstandiges van harte, wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Hierdie woord is so vir vandag. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dan uit gehoor. Sommige ons, hoeveel van ons gebruik hierdie vers so baie, om vir mense te sê, die geloof is dus uit gehoor. Maar ons vergeet die laaste gedeelte, en die gehoor is deur die woord van God. Waar kom God? Deur die woord van God. So die woord moet geopenbaar word aan jou. Deur wat te doen? Ek moet die woord gaan sit by God. Ek moet die woord vat, so dat ek my leef. Ons weet Psalm 119 vers 105 sê, die woord is lamp vir my voete en lig vir my pad. Wanneer jy verward is, wanneer jy nie weet, wanneer jy teleurgesteld is, wanneer jy moeg is, kom terug na die woord. Kom na die woord, gaan terug na die woord toe. Ons baie mense soek gevoelens, soek tekens, soek ervarings, maar ignoreer die woord van God. Ons moet weet, die woord bring lig, die woord bring die waarheid, en die woord bring rigting. Wanneer ons moeg is. Die woord, die is saam met Jesus Christus, steek weer die hart aan brand. Vers 32, Lukas 24, vers 32, en hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons gepraat het, en vir ons die skrifte uitgeleer het. Ons die oomblik wanneer Jesus spreek, gebeur maar iets in ons lewens. En ek sê weer vanmorgen, as jy van Jesus praat, en met Jesus praat, en Jesus leef, en jy bly dieselfde, is dit verheerde Jesus. Jesus moet jou verander. Jesus moet jou brandende hart gee. Miskien moet jou hart uitgeroep. Ek sien deesdae die ouens hou daarvan om die ChatGPT, daar's niks fout met ChatGPT om te gebruik vir navorsingsgoedie, en hulle maak prentjies, maar dan sit hulle hier die Jesus prentjies op. Dit grief my tot op my klein toontjie. Want niemand weet hoe met Jesus is. Ons weet nie hoe dit ken. Daar was nie vandag kameras so goed gewees vir op foto's neem van hoe Jesus gelyk het nie. Ons weet nie hoe lyk hy nie, maar nou sit hulle hier die gesig, en wat vir my hartseer is, ek weet my gesig, jy sien my. Môre as jy met Jesus praat jy met die gesig nie met Jesus, vir wie Jesus is. Dat ons nou gesig op. Ons is net so goed soos 'n beeld. Ons is net so goed soos God, wat ons maak. Ons maak hier daarvan. Dis hoekom ons nie meer weet wie Jesus is nie. Dis hoekom ons harte nie meer brand, wanneer Jesus praat nie. Want ons sien nie die gesig. Die gesig wat ons sien is nie Jesus sien is nie. Dis 'n manier vir Satan om ons te mislei, om die merk te mis, God te mis, om Jesus te mis, om hom mis te kyk langs jou. Wat vir my wonderlik is van hierdie verhaal ook, die oog gaan oop by die tafel. Lees dan vers 30 tot 31, Lukas 24. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit, en gee dit aan hulle, toe sy oog open, en hulle het hom geken, en hy het met hulle gesig verdwyn.
Dis hier waar hulle werk. Die drie stap toe van Jerusalem af van Emmaus toe en het donker geword. En hulle kom toe by Kleopas se huis aan. En Kleopas sê vir hom, luister meneer, moenie ver gaan nie. Nag hier by ons, dis gaan donker raak. Nag, jy kan die volgende oggend vroeg self kom om daar te vertrek. Jesus sê, is te goed. En hulle gaan sit op 'n tafel. Hulle gaan sit aan tafel. Jesus breek die brood. En die oog gaan op. Hulle oog gaan op pad. En hy is toe. Die oomblik toe hulle die tafel sit. En ons weet die brood natuurlik verwys na die kruis, die offer. Die liggaam van Jesus wat gebreek is. Soos wat in Korintiërs 11 vers 24 Petrus gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek. Sien, wanneer ek en jy die kruis verstaan, het gaan ons oop. Die oomblik wanneer ons aan tafel gaan sit, en wag dat Jesus die brood breek. Hy stap saam met jou. Hy stap saam met jou al die pad. Hy is werklik daar. Hy is op pad. Saam met jou. En hy wag dat jy hom moet uitnooi. En sy huis sodat hy die brood kan breek. Vers 29, Lukas 4 vers 9 sê, maar hy het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. Sien hy aangedring. Wanneer laas het jy aangedring sodat Jesus by jou kom? Hulle het nie geweet, dit is Jesus nie ons. Hoeveel keer het Jesus miskien nie aan jou weer geklop? En jy het gemis, omdat jy 'n gesig aan naam gehad het. Die verkeerde gesig aan Jesus gekoppel. Nou sien jy, dis nie Jesus nie. Dis nie die ou met die baard nie. Dis nie ou met lang haar nie. En maak jy oop nie. Nou sê vir hom, gaan weg. Jesus breek die brood en hulle oog gaan oop en Jesus verdwyn in die middel. Vers 33 sê, toe staan hulle dieselfde uur op en gaan terug na Jerusalem. Terug en vind die 11 en die wat saam met hulle was by mekaar. Vers 34 sê, die Here het werklik opgestaan en het saam en het aan Simon verskyn. Sien, dit was die opdrag aan Maria en Magdalena en toe Jesus in die graf gekom, toe die engel was, om vir die ander te gaan sê, hulle moet gaan. Jesus is op pad op ons, maar hulle moet gaan. Maar Jesus het toe gesien, dat Kleopas hulle klaar eers weggeloop. Jesus loop agter hulle aan. Sien, hulle loop met hierdie teleurstelling terug na Emmaus toe, onwetend dat Jesus by hulle is, hulle loop weg. Maar daai oomblik, toe Jesus aan hulle verskyn, hulle herken Jesus, of het nou donker is of nie donker is nie. Hulle het nie geworry oor daai dag nie, of dit nou nag was, of wat gevaar daar kan wees in die donker nie. Want as jy gaan lees in die begin, wou hulle vroeg loop, juist sodat hulle voor donker by die huis kom wees. Hier sê Jesus vir hulle, gaan terug. Gaan sê vir die mense. En hulle daai selfde uur opgestaan en teruggegaan. Hulle het nie geredeneer nie, hulle het teruggegaan. Om vir hulle te sê,
Jesus het opgestaan. Jy sien, wanneer jy ons ontmoeting met Jesus het, verander dit jou rigting. Wanneer ek en jy ontmoeting met die Vader het, met Jesus, met die Koning, met die een wat opgestaan het, wanneer ek en jy ontmoeting met daai persoon het, verander ons rigting. Sê hy nie vir ons in Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel nie. Sê dit nie wanneer ons in Christus is ons 'n nuwe skepsel, beteken dit is 'n nuwe rigting wat ons inslaan. Ons jy kan nie hier ontmoet en dieselfde bly. En miskien het jy weggeloop, maar 10 keer terug. Miskien is jy teleurgestel. Daar is hoop. Miskien is dat dood. Miskien voel jy hele lewe om jou is dood, dis nog net jy wat opkap en dan is het fijn. Ons is lewe. Christus is die lewe. Hy is die lewe. Hy gee die lewe, hy gee die lig in die dood. Ons Jesus was die hele tyd daar om Heilige Gees. Ons aan tafel gesit het, toe die woord opgegaan het, en hulle die kruis verstaan. Die vraag is vanmorgen, wat is jou pad? Wat is jou pad? Loop jy weg? Is jy teleurgesteld? Het jy opgegee? Jesus loop langs jou, selfs nou. Selfs nou. Graag jy met jou oorsluit vanmorgen. Ek wil jy op die pad waar jy is, of jy nou die teleurstellende pad is, of jy op die opgeepad is, of jy nou op die pad is, om weg te loop, om terug te gaan, Eeuwas toe, om terug te gaan in die verlede toe. Ek wil jy moet net 'n bietjie stop net vir my plek. Staan vir my staan. En sê, ja, maak my oor. Sê, laat my hart net weer brand. Jesus is langs jou. So baie vrae. Hier het God bestaan. So baie mense vra, Vader, waar is Jesus? Hoekom gebeur al hierdie dinge? Hoekom moet ek deur hierdie omstandighede gaan? Wat het alles wat gebeur op? As gevolg van dat ons fokus verskuif. Ons fokus is nie op iets spesifieks nie. Ons sien nie meer Jesus raak. Hy wil so graag vir ons môre 'n tafel dek. Sodat ons kan brood breek. En ek bid oor hierdie saak, ek sê, Here, ek wil graag brood breek vandag op 'n tafel, saam met hierdie mense, saam met hierdie familie, saam met elkeen wat hier inkom vanmôre, wil ek graag op die tafel sit, en ek wil die brood breek saam met hulle, sodat ons oor kan oop, sodat ons harte weer brand kan sit. God sê vir my, elkeen van ons het reeds 'n tafel wat gedek is by die huis. Is hy wat saam met jou die dood verdreef. Dis hy wat saam jou staan en wag dat jy hom moet innooi na jou huis, na jou tafel, sodat hy dit kan breek. Kom leer Dawid ons nie, God herinner my hierdie skrif van Psalm 23 vers 5.
Het sê, berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. Berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. Die tafel is reeds voorberei. Jesus wag vir jou om te kom aansit. Dit mooi is om saam met jou aan te sit aan die tafel, sodat die brood gebreek kan word, sodat jou oog geopen kan word, sodat dit wat die woord sê, dit wat die profeet sê, dit wat Jesus gesê, kan begin brand in jou hart. Want ek lees weer vers 34, die agtergrond sê, die Here het waarlik opgestaan. Glo jy dit? Leef jy dit voor? Ons gaan terug na jou tafel toe. Jou tafel is gedek. Jou tafel is gereed, Jesus Vader, sodat hy die brood kan breek. Vader, dankie Here dat ons, Here dat jy ons oë oopgemaak het vanmôre. Here, eerstens om terug te gaan na die woord. Here, want die woord openbaar die waarheid, die lewe. Vader, U is die woord. U is die waarheid, U is die lewe. Die woord is skerp as 'n tweesnydende swaard. Here, wat skeiding bring tussen my en been. Wat skeiding bring tussen goed en kwaad. Vader, en ek weet, Here, hier is so baie van ons wat teleurgesteld is in baie goed. Here, wat teleurgesteld is in dinge wat nie gebeur, soos ons gebid het oor, of gevra het, of gesê het nie. Maar Vader, Here, kom vanmôre, Vader, Here, en vra, Here, dat U ons sal vergewe. Here, daar waar ons hoop op iets of iemand anders te geplaas het. In plaas van ons hoop op U te plaas. Here, kom vergewe ons. Here, kom vergewe my. Here, U is ons hoop. En daarom kan ons kans sien vanmôre. Here, sien ons kans vanmôre. Van U leef. Vader, ek bid Here dat daar van elkeen vandag van jou, Here, daar van dan by 'n tafel gaan opdaag. Here, daar wil gaan aansit aan tafel vandag. Here, dat hulle U sal innooi. Here, sodat U die brood kan breek. Om 'n oorlog te maak. Here, hulle verlede weg te vat. Here, dat hulle geen verlede sal wees nie. Here, dat hulle teleurstellings sal verdwyn. Here, dat dit van alles dood is. Here, dat U 'n nuwe lewe gee. Here, ons is 'n nuwe mens.